soos kinders net voor U kan dans. Maar Abba Vader, dat ons weet dat ons nie hier gaan loop voordat ons U naam loof en prys nie. Want U is groot, U is almagtig. U is die koning van konings. U is die enigste God in U naam alleen. Amen, ek kan my sitplekke neem. Kindertjies kan saam met jou Jacques gaan. Daar agter. Great. Vanoggend se diens nou 'n bietjie anderster vanoggend hanteer, 'n bietjie anderster verloop. En ek wil die diens begin met 'n lied. En ek wil jy met net luister na die lied. En ja, ek dink die woorde gaan van self spreek. So kom ons luister net na hierdie lied. Die ander ene. Die kraai ene. Daar is hy. You never feel, hold your pain. On dust and steel, told a man should never feel, hold your pain and hide your eyes, never let them see you cry. They call me weak, they call me wrong, said a man should just stay strong, but I've carried years of rain buried deep inside my pain. A man can cry, roll free. Even kings can bow on their knees. There's strength in pain, no shame in why it's not weak when a man can cry. I've been laughed at by the crowd, saying heard out loud. They said stand tall, don't fall apart, but they never saw my heart. I loved, I lost, I paid the cost. I found myself in what I lost. Every scar and every line tells the story of my time. A man can cry, a man can break, a man can bend beneath the weight. It doesn't mean he's lost the fight, it means he's still alive tonight. A man can cry, let the tears roll free. Even kings can bow on their knees. There's strength in pain, no shame in why it's not weak when a man can cry. Walked that lonely road, carried more than I could hold. If your heart is tired and sore, let it open, let it pour. A man can cry, a man can break, a man can bend beneath the weight. It doesn't mean he's lost the fight, it means he's still alive tonight. A man can cry, let the tears roll free. Even kings can bow on their knees. There's strength in pain, no shame in why it's not weak when a man can cry.
A man can cry. A man can bend. A man can break under the weight. The fact that I'm crying means I'm still alive tonight. Geloof, ons geloofswandel beteken nie die afwesigheid van emosies nie. Die feit dat ek 'n pad saam met die Here stap, beteken nie ek gaan op 'n plek kom, dat jy kom op 'n plek wat jy nou nie emosie mag ervaar nie. Beteken nie jy gaan nie huil en gebreek voel nie. Daar kom tye wat ons absoluut stikkend voel binnekant. Teleurgesteld voel. Wat jy kwaad voel, omgekrap voel. Wat die emosie ook al mag wees, dis deel van my en jou wandel. Maar jy sien die belangrike vraag vanoggend, en die belangrike ding wanneer ons emosioneel is, my geloofswandel is om te kies waarheen ek met daardie emosie gaan heen gaan. Waar gaan daai emosie my vat? Wat gaan ek toelaat wat die impak van daai emosie op my pad vorentoe gaan wees? En ek wil net so 'n paar goedjies met die deel vanoggend, en klomp van die goeders gaan ek regtig uit my hart uit deel. Nou preek ek meer vir myself as vir julle vanoggend. Of praat ek meer vir myself? Nie preek nie, praat vanoggend. Want ons beleef interessante goeders. En oralster waar ek gekom het, seker in die laaste 2-3 weke, as ek met mense sit, as ek met hulle praat, dan hoor ek amper dieselfde storie. Verskillende omstandighede, maar mense beleef dieselfde soortgelyke emosies wat hulle deurgegaan het. Nou ek wil vandag, hier's 2 stoele. Sorry, dis nie my mikrofoon. 2 stoele. Jesus en ek en jy. Picture yourself. En ons is in hierdie wandel, in hierdie verhouding met mekaar. En weet wat nou gebeur goeters in ons lewens. En wanneer dit gebeur, dan begin ons, en ons kom op 'n plek wat ek weghardloop. En ek hardloop weg. En dit is amper asof jy probeer selfs weghardloop vir die Here. Ons kom op plekke dat ons voel, ek beskuldig eintlik die Here, want waar was hy? Hoekom was hy nie daar nie? Ons kom op 'n plek dat ons baie keer die Here blameer, dat hierdie het nou gebeur. Die Here kon dit gekeer het. Waar was hy? Hoekom het hy dit nie gekeer nie? Hoekom het hy nie gesond gemaak nie? Hoekom het hy nie vir my voorsien nie? En asof ons rug op die Here draai. En soveel keer dan dink ons, en ek weet, dit gebeur nie met julle, ek net met my. Here, as ek net u grootheid kan sien. Baie keer as ons net 'n wonderwerk kan sien, as ons net die krag van die Here kan sien manifesteer, dan gaan dit gaan vir my nou moed gee, en dit gaan vir my hoop gee. Maar as ons gaan kyk in die woord, en ons kyk in die Bybel, het daai ouens wonderwerke sien gebeur? Serieus wonderwerke. Vat Elia. Elia, jy lees storie op storie op storie, verhaal op gebeurtenis van die wonderwerke wat deur Elia gebeur. Major goeters. En hierso in 1 Konings 18, dan lees jy van Elia se verhaal met die Baal-profete op die berg Karmel. Die wonderwerke wat die Here daar kom doen het, en toe dit alles klaar is, onthou dit, vir 3 jaar nie gereën nie. Gaan Elia en hy gaan sit bo op die berg. Jy sien, daar's 'n besondere belewenis, daar's 'n besondere koneksie tussen Elia en die Here. En toe hy klaar is met die Baal-profete, gaan hy in sy dienskneg en hulle gaan sit bo op die berg en hy bid vir reën. En ons lees, hy bid meer as 1 keer.
Want jy sien, dit het nie sommer gebeur die eerste gebed nie. Dan bid hy en dan sê hy vir sy diensknegt, wat sien jy? Niks. Bid weer. Totdat hy bid en hy sê, wat sien jy? Hy sê, ek sien 'n klein wolkie. Dis al wat Elia nodig gehad het. Hy het nie nodig om weerlig en donderstorms en donder weer. Hy sien 'n klein spikkel van 'n wolkie. En hy sê, nee, sulke tyd. En hy gaan af van die berg af. En hy sê vir koning Agab, move papi, jy moet nou pad vat. En koning Agab en sy ouens klim op 'n, wat 'n chariot, 'n strydwa. Onthou, die strydwaans is nie getrek deur donkies of 'n paar osse nie. Hulle het prima perde. Dis nou serious horsepower. En daar trek Agab weg en jy lees en die Here gee vir Elia krag dat Elia voor daai chariot, voor daai strydwa hardloop. Amper, hulle reken omtrent 30 kilometer hardloop Elia voor daai Ford-bakkie. Dalk 'n Toyota was, weet ek nie. Was Isuzu was, sou hy nou agterop gesit het. Nou sou nie kom bybly nie, maar nee, dis my storie. Maar hy hardloop 30 kilometer. Fenomenaal wat hy moes beleef het. En hier kry Elia, hy gaan na hoofstuk 19, en hy kry een WhatsApp en 'n e-mail van Agab se vrou, Jezebel. En sy sê, ek gaan met jou maak wat jy gemaak het met al my Baal profete. Ek gaan jou doodmaak. Een situasie draai alles in jou binneste. A man can cry, can feel the weight. Dit voel, ek gaan breek. En jy lees, en hy vlug woestyn toe. Toe hy by die woestyn kom, sê hy vir sy diensknegt, bly jy hier, hierdie, ek gaan alleen. En hy slaat 'n deprou, hy gaan in 'n gat in. Hy gaan 'n dag reis ver in die woestyn in. Hy het niks by hom, he's got nothing with him. En hy gaan lê en slaap onder 'n besembos. Jy sien, dit maak nie saak wat die emosie is. Ek en jy gaan daai emosie beleef. Was dit verkeerd van hom om dalk te skrik? Ongelukkig te voel? Ek weet nie wat sy emosie hy beleef het nie. Die Bybel sê nie vir ons nie. Maar as jy jouself inding in die situasie wat jy leef, jy's on top of the world, en die volgende oomblik is dit asof iemand die switch gooi. En skielik is jy nie meer on top of the world, jy slaan rock bottom, jy slaan onder. Petrus het hierdie wandel saam met die apostels, saam met die disippels, saam met Jesus. Hierdie besondere verhouding, oor die 3 jaar lank, stap hulle hierdie intieme pad staan. En alles wat hy belê, en ons het ook 'n paar van die vorige dienste van al die paar goed van Petrus, maar ek wil net herinner, Petrus het 'n ziel. Daar's 'n passie om dinge te doen in Petrus. 'n boldness, 'n courage. Maar ek dink 'n impulsiwiteit. Soos wat my vrou sê, my bek is vinniger as my brein. Ek praat gouer, voordat ek gedink het. Soos ek al gesê het, niemand het hulle self in die moeilikheid ingeluister nie. Nobody's listened themselves into trouble. But I know of many people that have talked themselves into big trouble. Ek het myself op baie in die moeilikheid beland, van my bek is vinniger as my brein. En hier praat Jesus, gaan lees, Matteus 26. Kan al die evangelies lees. En jy lees Matteus 26, hulle is besig, dis die laaste nagmaal voordat hy gaan sterf. Breek brood. Judas waai daar, hy's op pad, hy hardloop weg, hy gaan vir Jesus verraai. En Jesus vertel hulle,
Hoorie, ek moet sterf. En ons weet wat Petrus toe doen, daai siel. Hy kon nou hy's hierdie gaan nie werk nie. Nee, Jesus, jy kan nie sterf nie. Dit kan nie gebeur nie. En Jesus sê vir hom, voor die haankraai, gaan jy my 3 maal verloon. Nee, ek nie. Die ander ouens, but not me. Never I. Hy sê, ek sal saam met die sterf. En ek lees 'n ding raak, wat ek nie voorheen raak gesien het, hier oor die naweek. Ons weet, Jesus gaan, tuin van Getsemane, en hy gaan bid daar. Ons weet alles wat gebeur het, sy sweet verander in bloed. Maar net voordat hulle weggaan, sê Jesus vir hulle, voorheen het ek vir julle gestuur, sonder beursie, sonder geld, sonder kos, sonder goed wat julle moes uitgaan. Maar nou, in hierdie tyd, vat 'n beursie saam, vat goed saam, vat kos saam. En interessant, hy sê vir hulle, vat vir julle swaarde saam. Verkoop selfs goed en koop vir julle swaarde. En die disippels sê, maar ons het 2 swaarde. En hulle sê, nee, is okay, 2 swaarde is genoeg. En wat gebeur? Nadat hulle gebid het, saam gebid het, en Jesus daai belewenis gehad het, kom hulle af, en hier kom Judas, met al die hele weermag, of die hele groep ouens, om Jesus te gevangene te neem. En wat doen Petrus? Toe Judas hom gesoen het, en hulle staan daar, pluk Petrus sy swaard uit, en hy slaan vir Malgas, die hoofpriester se diensknegt, hy slaan hom, en hy kap sy oor af. Jy sien, jou siel, as dit nie onder die beheer van God se gees is nie, as die Here nie jou siel, if the Lord doesn't lead and guide your passion, unharnessed passion can destroy you. Hy het 'n unharnessed passion, en hy pluk, en weet wat, ek besef net, hier staan 'n klomp ouens, hier's weermag ouens, hulle het 2 swaarde, Petrus pluk sy swaard, hy kap hierdie ou se oor af. Dis eintlik 'n wonderwerk dat hulle nie Petrus net daar doodgemaak het nie. Sien, dis so aan die kantlyn in. Sien, Jesus het nie my en jou beskerming nodig nie. Selfs toe hy op aarde was, hy het nie beskerming nodig nie. Inteendeel, Jesus sê vir hom, hoor hierso, bære daai swaard van jou. Hy genees Malgas. Sit sy oor terug. Nog 'n wonderwerk. En hy sê vir Petrus, dink jy nie ek kan bid, my Vader vra, en hy sal 12 legions, 12 legioene van engele stuur om ons te beskerm. Want as jy vat 12, Judas het klaar gewaai, hy het Jesus verraai. So is 11 disippels en Jesus. Hy kan 'n legioen engele vir elke een van hulle. Hoeveel is 'n legioen? Hulle praat van enigiets tussen 70 en 80.000 engele. Sê, kan ek vir my Vader vra? Kan julle dink wat so sports gaan 80.000 engele veroorsaak? Jy sien, in ons wandel met die Here, jy hoef nie die evangelie te beskerm nie. You do not have to defend the word of God. Jy hoef nie, want jy sien, die woord van die Here is soos 'n leeu, hy beskerm homself. Jy het nie nodig, dis nie jou werk om die evangelie te beskerm nie, dis jou verantwoordelikheid om die evangelie te verkondig. Om jou lewe neer te lê vir die evangelie, beteken nie, ek lê dit neer om die evangelie te beskerm nie, ek lê dit neer vir die evangelie, as deel van die evangelie se verkondiging. Ek lê my lewe neer om die Here te verheerlik. Maar hier is Petrus, en ons weet wat met Petrus gebeur het. Net so 'n paar versies verder. Wat doen Petrus? 3 keer verraai hy die Here. Soos in, ek weet nie hoe lank het hulle gevat om te loop van daar tot
by die tempel waar hy nou verhoor word deur die hoofpriesters. Van 'n haai, swart uittrek, kap die ou se oor af, I'll die for you. 'n uur, halfuur, ek weet nie hoe lank het hulle geloop nie. Ek ken hom nie. Ek weet nie wie Jesus is nie. Ek sweer, ek ken hom glad nie. Sien, vinnig kan emosie, is die feit dat daar vrees opgekom het, was dit verkeerd? Nee, ek dink ons het baie keer vrees nodig. Want as vrees, hulle sê, courage is not the absence of fear. Courage is ek laat nie toe dat vrees my lewe bepaal nie. En hier sit Petrus, iets in sy verhouding draai. En hy sit. En toe Jesus weggelei word, want hulle gaan hom nou vat na Pontius Pilatus, toe hom weglei, sien Petrus en Jesus kyk vir mekaar. Kan jy dink wat Petrus in hy oomblik beleef? Want toe hy die haan hoor kraai, toe onthou hy wat die Here gesê het. En hy emosie, Here, ek het U gedrop. Here, ek het U teleurgestel. Here, wat het ek nou aangevang? Here, los U my nou. Gaan U my nou verlaat? Wat is die emosie wat jy beleef het in hierdie jaar, in hierdie afgelope tyd, dalk in hierdie week? Een of ander krisis tref jou. Jy verloor het. You lose your temper. Jy verloor jou meer. Jy strip jou raadkas. Jy word briesend kwaad. Sien, geloof is nie 'n afwesigheid van die emosie wat jy beleef nie. Geloof gaan daaroor, wat gaan ek doen? Wat gaan ek toelaat? Wat gaan my lei? My emosie of gaan die Heilige Gees my lei? 1 Samuel 30. Gaan lees weer die verhaal, bekende verhaal. Dawid en sy manskappe kom terug. Hulle gaan oorlog maak. Gebeur nie soos hulle beplan, nou kom hulle huis toe, en toe hulle by Siklag aankom waar hulle huis is. Nou Dawid het so 600 manne by hom, 600 soldate. Sy moet weet hoe groot, dit is 'n redelike basiskamp waar hulle bly. En toe hulle by die kamp aankom by hulle huise, by Siklag, is alles verbrand, daar's niks oor nie. Vrouens, kinders, alles wat nie verbrand, alles wat leef, is weggevoer. Alles wat agtergebly het, is tot die grond toe verbrand. Kinders, vrouens, neem aan, sê nie daar nie, maar neem aan, die diere, alles is weggevoer. Daar is niks oor nie. En dan lees jy vers 3. Vers 4. Daarop het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween, totdat daar geen krag meer in hulle was om te ween nie. Hulle het gehuil. They cried until they had no more power. Hulle het geen meer krag in hulle liggame oor nie. Hulle het stikkend gehuil. Manne, daai lied wat nou gesing het.
Die grootste leuen wat manne leef in hulle lewe vandag is cowboys don't cry, especially in front of their horses. It's the biggest lie out. Dis 'n leuen. Manne huil. Daai emosie te beleef. Jy kan die emosie beleef in sy teenwoordigheid. Here, my vrou, my kinders, die verlies, die hartseer. Ek glo die Here huil saam. Inteendeel, hy sê, my trane word gevang in 'n bakkie, 'n houer voor hom. Huil, wanneer daar hartseer is, huil, want trane is woorde wat jy nie kan uitspreek nie. Huil. Hy het ons geskape om te huil. So ween. Daar's niks om skuldig te voel oor dat jy hartseer is nie. Daar's nie iets, moenie laat die vyand jou kom belieg en sê, hoekom huil jy? Jy kan nie huil nie. Hy lieg vir jou. Maar is wat gebeur wanneer ek in 'n emosionele toestand is? Waartoe gaan die emosies my vat? Want jy sien, Dawid se manskappe het gehuil, en dan lees jy toe hulle klaar gehuil het. En Dawid het baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters. Jy sien, hulle is op 'n plek wat hulle toelaat dat die emosie hulle nou begin lei. En nou raak hulle verbitterd. En jy sien, as jy nie ingryp, as jy nie toelaat en daai emosie ook vir die Here gee nie, as jy net op die emosie en die teleurstelling en die goeders fokus en toelaat, dan kom bitterheid in en jy gaan in hierdie negatiewe spiraal wat al hoe verder dieper en dieper en dieper. Totdat jy plek kom wat jy verbitterd is en jy wil vermoor. Hy sien iets kosbaars. In hom leef ons, beweeg ons en is ons. Want jy sien, wanneer jy jou rug op hom draai, dan kom hy en hy kom soek jou. He will look you up. Hy gaan jou kom opsoek. Elia lê onder die besembos. Pity party kwadraat. Seriously sorry vir homself. Maar die Here kom soek hom, want wat doen hy? Hy stuur 'n engel met brood en met water. En hy sê, Elia, word wakker, eet en drink. Jy sien, wanneer op jy op daai plek is, wat jy dink, die Here, jy dink jy het jou rug op die Here gedraai. Jy kan nie jou rug op die Here draai nie. Hy is alomteenwoordig, because wanneer jy jou rug draai, he's gonna be in your face. Jy dink jy kan weghardloop vir die Here, en ek gaan wegkom. Die Here sê, ek is vinniger as jy. Want jy sien, het hy nie gesê, in hom leef ons, beweeg ons, en is ons? Het hy nie gesê, ek sal jou nou en dan begewe en jou nou en dan verlaat? Wat het hy gesê? Ek sal jou nooit begewe of verlaat. Sê vir iemand langs jou, hy sal jou nooit begewe of verlaat. Say to someone, he'll never leave nor forsake you. Hy gaan jou nooit verlaat nie. Jy sien, hy is daar. Vir Elia sê hy, hier's brood en water. En jy sien, die Here is lankmoedig met my en jou. Moenie die vyand se stem glo nie. Hy slaap weer 'n keer. Engel kom weer. En hy sê weer, Elia, word wakker. En hy gee vir hom weer brood en water. Weet wat, die Here gee vir hom superpowered brood en water. Want hy sê vir hom toe hy daar wakker word, jy moet soontoe gaan in die woestyn na daai grot toe, die Here wag vir jou. 40 dae en 40 nagte hardloop hy op daai brood
en water. Jy sien, het is maklik om te sê, of ons sê, maar as ek net 'n wonderwerk kan sien, as ek net daai wonderwerk kan beleef, as ek net kan die Here sien in aksie, dan sal ek okay wees. Dawid se manskappe, hoeveel wonderwerk het hulle gesien in gevegte? Elia, hy het die dag tevore hierdie wonderwerke beleef. Hy eet hierdie brood en water en nog sien hy nie raak nie, want jy sien, wanneer jy jou rug draai op die Here, wanneer jy nie toelaat dat emosies beheer neem, dan begin jy te fokus op die verkeerde plek. Wanneer jy toelaat dat emosies jou lei, gaan emosies jou mislei. Want jy sien, emosie maak dat jy blind word en jy sien nie raak wat die Here vir jou doen nie. Jy sien, jy het nie 'n miracle nodig om te sien, daai ou doen dit, daai ou gebeur dit. Want weet wat doen emosie? Dit beïnvloed jou manier van te redeneer. Want jy sien, nou beleef jy 'n wonderwerk, jy het finansiële probleme, maar die Here gee vir gas 'n splinternuwe kar. Jy het gesondheidsprobleme, maar die Here wek vir Elisabeth op en genees haar bonatuurlik. Jy het nie werk nie, maar die Here gee vir Okkie 'n major bestuurspos in 'n plek. Maar omdat jy in daai plek is, in jou emosie, jy sien nie die wonderwerk nie, jy sien jou teleurstelling. Want jou fokus is op die verkeerde plek. Jy laat toe dat die emosie jou lei. Jy sal nie die wonderwerk van die Here sien nie. Dit gebeur om jou, want jy word blind, want die emosie maak jou blind. Jou selfverwyd, jou teleurstelling, jou woede, jou kwaad, alles vat jou dieper en dieper. Maar jy sien, die Here sê, ek sal jou nie los nie. Al is jy in daai gat, ek sal jou nie los nie. Want jy sien, daar's iets spesiaal wat moet vir die Here sê. En dis waar ek en jy moet kom. Dawid se manskappe, 600 manne, wil hom met klippe doodgooi. Dawid sê, en jy lees, en Dawid het homself gaan bemoedig en versterk in die Here. Dawid het homself versterk in die Here, sy God. Albei beleef dieselfde situasie, dieselfde omstandighede. Dawid se vrou en kinders is ook weggevoer. Almal het dieselfde ding beleef, maar twee verskillende reaksies. Albei ween, albei huil, albei word emosioneel. Maar een ou sê, Here, ek soek my krag in die Here. Want jy sien, in hom leef ons, beweeg ons en is ons. En jy sien, wanneer jou voete en jou bene jou nie meer kan dra nie, in hom leef ek, beweeg ek en is ek. Jy sien dan, ten spyte van die emosie wat ek beleef. Want jy sien, Romeine 8 kom, en dan sê hy, wanneer julle nie weet wat om te bid nie, dan tree die Heilige Gees vir julle in met onuitspreeklike versigtinge. Wat dink jy gebeur wanneer jy sit en daar's 'n gebrokenheid en jy huil voor die Here? Wat doen die Heilige Gees? Hy tree vir jou in. En omdat daar 'n bewustheid is, Here, ek is hartseer.
Here, ek voel stikkend en gebroken, maar ek is bewus van die inwonende Gees wat by my is. Ek bly bewus van hom wat met my is, want in hom leef ek, beweeg ek en is ek. Dawid skryf hoeveel van sy psalms, Here, kyk waar is ek? Ek voel, ouens is teen my, hulle wil my doodmaak. Maar jy sien, Dawid moes leer, hoe versterk jy jouself in die Here? Toe Saul hom wil doodmaak, Dawid word gesalf as koning. Hy is die hero van Israel, van hero to zero. Hy maak Goliat dood. Hy het al hierdie belewennisse. Toe wil Saul hom vermoor en doodmaak. Sy manskappe wil hom doodmaak. Al hierdie goed wat met Dawid beleef, en Dawid sê net elke keer, Here, hierdie is my stikkendheid. Hierdie is my gebrokenheid. Maar U is met my. In hom leef jy, beweeg jy en is hy. En jy sien, en toe hy vir die Here sê, Here, wat moet ek maak? Is hy oop om te hoor wat die Here sê? En die Here sê, sit agterna, julle sal oorwin. Dawid sit agterna, gaan als glad nee, 200 van sy troepe, toe hulle by die rivier kom, sy 200 van sy soldate en sê, ons is moeg, ons kan nie meer saamgaan nie. Nee, probleem nie. Want sy oog is nie op dit wat hier gebeur. Sy oog is, in hom leef ek, beweeg ek, is ek. In hom beweeg ek. Hulle kry al hulle vrouens terug, al hulle kinders terug, hulle kry alles, hulle kom terug, ryker as wat hulle was. Petrus. Voel verlore en ek is amper klaar. Petrus, dink ek weet nie, sê nie vir ons wat hy beleef het nie. Maar hy stikkend, want jy lees, toe Jesus weggelei word, het Petrus buite toe gehardloop en bid, uitgaan ween voor die Here. Hy huil, hy is emosioneel. Hy sien sy emosies begin hom op 'n verkeerde pad te vat. Hy laat toe. Wat sê hy vir sy manne? Gaan lees Johannes 21. Hy sê vir die disippels, sê boys, ek gaan visvang. Want jy sien, baie keer wanneer jy onveilig voel, wanneer jy nie meer vorentoe kan sien nie, dan keer jy terug na die bekende toe. Hy gaan visvang. Maar jy sien, kan nie van hom maar wegseil en ander dinge gaan doen en dink jy gaan wegkom nie. Want jy sien, hy het jou onbeskryflik lief vanoggend. En nou vang hulle vis. Hoeveel vis het hulle gevang? 0, -10. Niks. En Jesus kom op die sien. En Jesus, hulle ken die verhaal, gaan lees dit weer, Johannes en Jesus sê, Petrus, het jy my lief? 3 maal. En iets gebeur in Petrus. Die wat is Jesus? In him we live and move and have our being. Jy sien skielik kom die siel onder Christus se lyding. En wat sê Petrus? Nie arrogansie, Here, ek sal sterf saam met U. Sê Here, U weet, ek het U lief. En 50 dae later, kan nie onthou presies, maar Pinkster, staan Petrus op en die siel in hom leef ons, beweeg ons en is ons, en staan hy op met 'n nuwe siel, 'n siel wat deur God se gees gedryf word, 'n siel wat deur God se liefde gedryf word, 'n siel van 'n Petrus wat in Christus is, en hy staan op voor duisende, heel moontlik van die ouens wat daar juist gestaan het toe hy Jesus verloon het. Staan hy op voor mense
En hy preek die eerste evangelie boodskap. En duisende kom tot bekering. Petrus sterf. Want jy sien, toe Jesus met Petrus klaar gepraat het, hy sê vir hom, het jy my lief? En hy sê, Here, U weet, ek het U lief. Toe sê Jesus vir hom, en hy vertel vir Petrus hoe hy gaan sterf. En weet julle hoe sterf Petrus? Skietkundig gesê, Petrus is gekruisig gewees. En toe hulle hom kruisig, toe sê hy, ek is nie waardig om gekruisig te word, soos my koning nie. Julle kruisig my onderste bo. Iets het gebeur. As jy vanoggend hier, en jy sit met 'n emosie, en dit voel vir jou, die Here het jou gelos. Dit voel vir jou, die Here is kwaad vir jou. Dit voel vir jou, onthou dit voel. Voel, die emosie wat jy beleef, is feite. Jy voel verlate, jy voel eensaam, jy voel ongelukkig, jy voel hartseer, jy voel gebroken. Jy voel kwaad vir die Here. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, hy het jou nie gelos, is die waarheid. Sy liefde vir jou het nie verander. Hy het nie minder lief vir jou, omdat jy misgevat het nie. Vanoggend wil ek vir jou sê, jy's in my, en ek in jou. In hom moet ons leef, en beweeg, en wees. En ek bid dat jy vanoggend hom sal beleef. Moenie soek en vra vir 'n wonderwerk nie. Vra en soek na die een wat die wonders doen. Don't look for the miracles, look for the miracle performer. Soek hom wat die wonderwerke doen. Soek hom. En al was jy ook al daar, waar Petrus was, toe hy klaar met Petrus gepraat het, sê hy vir hom, volg my. Want jy sien, ek en jy moet leer, alles wat ek en jy deurgaan, leer my om die moeilike situasies te navigate, te hanteer. En hy leer my, hoe versterk ek my in die Here. En deur elke situasie wat jy gegaan het, gaan kyk terug en gaan jy sien, die Here het jou geleer, dis hoe jy jouself in hom versterk. Gaan sit die woord en lees. Gaan spandeer tyd met hom, soek hom. Dig a little deeper, was die eerste lied. Kry Tim by Chamberlains. Vrydag, nee. Vrydag, kry Tim by Chamberlains. En ons staan en praat. En Tim begin praat, en hy sê, maar wie man, ek het reg as ek die storie, hy sê, ek het net tyd in die woord spandeer, en hoe meer ek die woord lees, ek lees totdat iets in my deurbreek. Versterk jou in die Here. Laat toe dat sy Gees jou lei. Ek gaan dalk nie 'n engel stuur nie, maar ek gaan iemand stuur wat lyk soos 'n engel en operate soos 'n engel. Jy sien, wanneer jy in die gat is, dan gaan hy dalk 'n mornay stuur met 'n bemoedigende woord. Wanneer jy in die gat sit, gaan hy dalk 'n duifie stuur wat jou net kom stiek vir 'n koffie en 'n boodskap bring. Ek wil jou vanoggend uitdag. Ek wil jou challenge vanoggend. Wil jy nie net 'n kaartjie kom vat? Na iemand toe stap vanoggend en vertrou en sê, Here, die kaartjie wat ek vanoggend optel, the card that I pick up, when I share it with somebody, dat die kaartjie wat ek met iemand deel, 'n woord sal wees wat daai persoon moet hoor vanoggend. As jy sê, ek het nie 'n kaartjie nodig nie,
Jy wil sommer net vir iemand 'n woord gaan bedien, want die Here gee vir jou 'n woord. Doen dit vanoggend. Ek wil jou uitdaag, wil jy nie vir iemand net vanoggend gaan bid? Sê ek wil vir jou kom bid vanoggend. Is jy game? Is jy reg? As jy nie is nie, bly daar sit, iemand gaan vir jou dan kom bedien. Maar ek gaan die kaartjies hier op die stoele sit, hier op stoele. Ek gaan nog 'n stoel hier steel. Kaartjies is hier, kom kry vir jou 'n kaartjie. En as jy dink daar's iemand, net voor jy kom, ek gaan net bid. En as jy dink daar's iemand wat 'n serious woord nodig het, hier groot kaartjies. Maar net daar waar jy staan, kom ons bid net. Vader, dankie vir elke belofte in die woord. Dankie dat U ons onbeskryflik liefhet. En Here, en ek bid, waar ons nou kaartjies gaan vat, waar ons net mekaar gaan bedien, bid ek, Here, ons stel ons self beskikbaar, kom werk in ons en deur ons vanoggend. En dat wanneer ons iemand bedien, dat Jy waarlik vanoggend tot hulle harte sal spreek en hulle vanoggend sal aanraak. En ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen.